vleeswaren, gratiesgangers, familie. Ons veronderstel dat elkeen 'n rede het om hier te wees. Dat is nie al lekker oomblik nie. Maar ons weet dat Jesus Christus en sy Gees hier teenwoordig is. Ons gaan open met gebed en ek gaan Broer Samuel Lomberg vra om vir ons die geleentheid te open met gebed. Kom ons sluit ons so. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir 'n tyd van stilte. Here, baie dankie dat U die rede van hierdie stilte bekend is. Here, ons wil nou bid dat U sentraal van hierdie aangeleentheid sal wees. Alles moet net gaan oor U in hierdie môre uur. Ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U dank. In ons pyn, in ons trane wil ons U dank. Want die Here het gegee en die Here het kom haal. Die naam van die Here moet vanmôre geprys word. Ons wil bid, Here, vir die woord. Die woord wat nooit sy krag verloor het nie. Ons wil bid, Here, dat die woord sy vrye gang vanmôre sal gaan. Here, hier, selfs by die kerk, self by die graf. Here, want dis die woord wat die wond sal genees. Is die woord wat vrede in ons hart sal laat geskied. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Dankie, Here, dat ons U ken. En dankie, Here, dat U bewus is die pyn wat deur hierdie familie se hart beweeg. En is net U wat dit kan stil. Met die balsem van Gilead. O, Gees van God, kom wees vaardig in ons midde. In Jesus naam, met vele dankseggings. Amen. Baie dankie, Broer Samuel. Ons gaan een van die gesange sang op die plek. Luister versorings. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood.
wil u begroet met die woorde uit Psalm 128. In my Bybel staan die opskrif die seën van die Here, 'n pelgrimslied. Geseënd is hulle wat die Here dien, wat wandel op sy weë. My skrif kom uit Prediker hoofstuk 3. Die tyd. Daar is 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. 'n tyd om gebore te word. En 'n tyd om te sterf. Ek gaan so tussenin gaan ek 'n paar van hierdie skrifte verse vir u bybring, soos ek dit gaan aan u verkondig. Ons weet self dat Jesus aan die kruis gesterf het. Maar God is die een wie die skepingswerk op hierdie aarde gedoen het. En toe God die aarde geskep het en die wie daarin moet wees, het hy 'n goeie werk gedoen. En die werk wat vir God spesiaal was die skepping van die mens. Die mens sou 'n rol in hierdie lewe gespeel het. God het dit so spesiaal gemaak dat hy soveel tyd geneem het om die mens te skep. As ons kyk, dan het tyd 'n faktor in ons lewens kom word. Ons gaan byvoorbeeld kyk na wanneer jy moet werk toe gaan. Daar's 'n tyd ingestel. Hoe laat jy by die werk moet aankom. Daar's 'n klok wat jou tyd afneem. Baie van die fabrieke, dink ek, het nog altyd die klokkaart. Jy moet jou klokkaart indruk en daar, wanneer hy uitskiet, as jy 10 uur moes begin het, dan as jy nie voor 10 of na 10 uur, as jou tyd, wanneer jy moet klok, dan moet jy ingaan om jou werk te gaan doen. 'n mens se tyd hier op aarde is spesiaal. Want God het dit spesiaal gemaak vir ons om ons tyd en ons lewens te spend volgens die woord. En God stel dit so duidelik vir ons. Hy maak dit so moontlik vir ons om ons tyd reg te gebruik, te nuttig hier op aarde. Wat maak ons by mekaar in ons tyd? Wat versamel ons in ons tyd? Wat ons hier op aarde het? Maak ons kwai vriende? Bring ons in ons tyd in onnuttighede wat nie daar behoort nie? Spend ons tyd om mense seer te maak? Spend ons tyd om mense na die Here toe te bring? Dat hulle die Here in een lewe kan aanneem? Ons tyd moet van so aard wees, dat wanneer Jesus Christus op die aarde kom, as hy op die wolke kom, om te kom haal, die wat syne is, dat dit nie vir ons buitekant sal hou nie, maar
maar dat ons binne kan wees die dag wanneer Jesus Christus kom. Ek weet, Rian het sy tyd goed benut op harte. Ja, Rian was 'n voorbeeld vir baie van ons binne ons gemeente van PGK. Toe Rian nie gewerk het hy sy tyd gespend om die musiek, die orkes van die brigade op te lei. Soveel so, dat broer Ben, wat vandag nie meer daar is, wat deel was van die brigade, vir Jan gevra het, om tog sy tyd te kom spend saam met die jong klomp, om hulle op te ry, om die instrumente te kan blaas. Dit was Rian se tyd, wat hy gespandeer het. Wie van ek en jy kan ons talente in hierdie tyd in nuttig gebruik? Tyd. Toe Jesus Christus weet dat sy tyd naby is, daar was 'n tyd in. Toe hy weet dat dit sy tyd is om te sterf, het hy vir hom gereed gemaak, en dit is wat sy God, sy Vader, ingestel het. Jesus sê vir Petrus, dis ook tyd. Jy gaan my verraai 3 keer wanneer die haan gekraai het. Dis tyd. Daar kom tyd ook in. En Petrus het nie geweet dat die tyd wat Jesus Christus vir hom gegee het, die werklikheid sou word nie. Hoeveel kere verraai ek en u mekaar, ons maak tyd om mekaar te verraai. Ons gaan sit om 'n tafel om mekaar te verraai. Ons maak tyd daarvoor. Maar ons maak nie tyd vir God se werk nie. Die rower en die skelm maak tyd om jou huis binne te kom, om te kom roof. Hy maak tyd daarvoor, maar hy maak nie tyd vir die regte dinge op aarde, waarvoor God hom nie geplaas het nie. Rian se tyd is verby. Ons gaan nie oor Rian vanmôre praat nie. Rian se tyd het aangebreek die oomblik toe Jesus besluit het, dit is die tyd wat ek vir Rian vir myself gaan neem. Ons tyd hier op aarde is nie verby nie. Ons het nog 'n kans om reg te maak. Ons het 'n kans om ons tyd nuttig te gebruik. Want die duiwel het ook sy tyd. Hy kyk op wanneer hy by jou kan omkom. Maar as jy dit gaan oopstel vir hom, dan gaan hy sy tyd inkry in jou lewe in. Ons moet oppas vir wat ons in ons tyd indoen. Ons tyd was om gebore te word. Ons tyd was om ook te sterf. Die dood kom by elkeen om. Hy laat niemand alleen nie. Hy het 'n tyd wanneer hy by ons omkom. Daar's ook 'n tyd van gesondmaking. En aan hierdie familie
gaan daar 'n tyd kom wat God julle gaan gesond maak. Psalm 90 vers 10 sê vir ons, die dae van ons jare kan 70 word, of as ons sterf is 80, maar selfs die beste daarvan is vol swaar kry en verdriet. Die lewe is gou verby, om ons bestaan nie meer nie. Die mens is die vernaamste wonder skepping van God. Die mens is die wonderskepping van God. Hy het sy tyd geneem om ons te maak. Wat is ons in God se oog? Ons is kosbaar. Daarom moet ons kosbare tyd wat ons hier op aarde het, nuttig gebruik. Ek gaan bly klem lê op jou tyd wat jy hier op aarde het. Die dokters kan nou vir jou, mami, wanneer jy verwagtend is, sê, jy gaan, jou babatjie gaan môre of oormôre gebore word. Daai is dokter se tyd. God se tyd kom skep in. Jy wag vir môre en jy wag vir oormôre en dan die dag daarna, dan kom die pyne en dan gee jy geboorte. Nie dokter se tyd nie, maar God se tyd. Want God het 'n spesiale tyd vir ons almal geskep. Psalm 30 vers 6 sê vir ons, sy toorn duur net vir 'n oomblik aan die familie, aan sy vriende. Sy toorn, God se toorn, duur net 'n oomblik, maar sy genade is lewenslank, dis ook tyd. In die nag vloei die trane, maar in die oggend is daar vreugde, dis ook tyd. Net soos wat julle vandag hartseer is, familie, kinders, vriende, elkeen wat vir Riaan geken het, wat hulle tyd met Riaan gespend het. Ek hoop dit was goeie tye. Ek hoop dit was goeie tye, want dis wat Riaan hier op aarde agtergelaat het. Sy tyd is verby. Hoe gebruik u die tyd? Ek gaan 'n kans gee vir enige van die broers wat voel om iets te kom sê op die woord. Toen het Eva met mij, zoals voor de bakken, maak met een vlees, neem mij en vorm mij, net zoals Eva. Nou, goeiemôre, ek het al môre gesê, ek gaan weer môre sê. Ek staan so 'n bietjie rond, want dis die slegte gewoonte van 'n bandsman. Ja, ek gaan die bedroefde familie groet met die woorde van Openbaring 21. Trane sal daar nie meer wees nie. En ek dink dis die plek waarheen Riaan is. Hy is op pad nou na 'n plek toe waar daar nie meer trane sal wees nie. Is seker baie maklik om te praat, want jy is mos nou nie onder die roukombers. Is maklik om te preek, is maklik om te sing en te dans, want die ouens blaas mos lekker. Maar hier's 'n familie wat onder die roukombers sit.
En ek wil vir daai familie vanmôre toemaak met die woorde van Openbaring 21. Trane. Daar's baie trane. Mense huil oor dankbaarheid, maar 'n mens huil ook met die verlies van 'n geliefde, 'n broer, 'n pa, 'n ma. Jy huil oor hulle. Dis mense wat so na aan jou is. En as die dood ingetree is, dan lyk dit asof daar 'n gedeelte van jou afgeskeer is. Dit is wat die dood doen. En dan kom ek terug na die geleesde gedeelte. Ek gaan gou maar. Openbaring praat van tyd. In die besigheidswêreld sê hulle, time is money. So moenie tyd mors nie. Moenie tyd mors nie, want dit is geld. Nou waar kom dit vanmôre in? Die Bybel praat van op rype leeftyd word jy soos 'n koringerf na die skuur toegebring. Rype leeftyd. Paulus sê op die lewe, op die sterwe, jy behoort aan die Here. So dit beteken jy behoort aan iemand wat kan besluit oor jou leeftyd. Ons praat van my eie lewe, jy het nie jou eie lewe nie. Jou lewe is aan jou geleen. Ek wil hê ons moet wakker skrik vanmôre. Ek wil hê ons moet ons tyd in gedagte hou. Want tyd tel teen jou. Dit mag vanmôre hier wees, môre is dit by my. En dis hoekom ons vir ons moet klaarmaak. Amos 4 vra tog. Hy soek wat ons maak jou klaar om jou God te ontmoet. Omdat ons hier in die tyd nie ken nie. Ons ken nie die hier nie, ons weet nie hoe laat hy kom nie. Ons moet baie verantwoordelik met ons lewenstyd omgang hê. Jy weet die Bybel praat van daar was 5 verstandiges en 5 onverstandiges. Die verstandiges het hulle tyd goed benut. Ek dink die verstandiges het hulle saak met die Here reg gemaak. Die verstandiges was gereed. As die Here kom, dan wil hulle hom tegemoet. Hulle tydsberekening was reg. Maar daar was onverstandiges. Mense wat gesê het, ek worry nie nou nie. Mense wat gesê het, ek is te jong, ek moet nog so 'n bietjie ouer raak. Mense het gesê, die lewe is nog 'n bietjie lekker. Ek kan nie nou my aan kerk nie. Tyd is nie in jou eie hand nie. En dis hoekom ons moet waak en bid vir die uur en die tyd. Met die ingaan van ons broer, ons is amper half onkant betrap. Ons het dit nooit kon dink nie. Maar dis hoe die Here tyd uitsit om die afspraak met ek en jy te kan maak. Om vir ons te sê, ons moet ons klaar maak. Ons uurglas loop leeg. Dit mag lyk asof ek nog lekker jonk is. Dit mag lyk asof ek oud is. Ja, maar ek weet nie wanneer my tyd klaar is nie. Kom laat ons die tyd uitkoop. Kom laat ons vir ons gereed kry. As hierdie tyd by ons aanbreek, dan moet ons sê ek is gereed. Ons moet sê soos Paulus, ek het die Here lankal verwag. Ons moet amper soos by die busstop van die dood staan en op en af kyk, wanneer kom die dood? Want jy sê daar's 'n ding waarvoor ons nie kan weg van kom nie. Dis die dood. Die dood is onlosmaaklik. Jy kan nie die dood jump nie. Jy kan baie sake kan jy jump, maar die dood kan jy jou nie van losmaak nie. 2 boesemvriende, hulle staan en gesels daar in die veld. David sê vir Jonathan, "Ai man, dis net 1 tree. As jy 100 tree of 50 tree, is net 1 tree tussen my en die dood." En hy maak vir homself gereed. Ek moet vir my klaarmaak. Die dood is op my spoor. Ek wil vir julle sê, met die ingang van Rian, kom ons skep moed. Hy het vir ons beloof. Hy gaan heen. Hy het nie gesê hy gaan vakansie hou nie.
Hy het nie gesê hy gaan iemand gaan sien 'n afspraak daar kom nie. Hy het vir ons gesê hy gaan heen om vir my en vir jou plek voor te berei. En as jou plek klaar is, dan is dit jou tyd om die aarde te verlaat. Kom ons maak vir ons gereed. So as ons Maker terugkom, dat ons in tyd is. Kom ons maak vir ons los van die wêreldse dinge. Ons bedink die dinge daarbo. Amen. Nou op my weer groet ek een en elk in daardie onveranderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dis die Here wat vir ons gegee het en dit is hy wat neem. Die woord sê as 'n tyd om gebore te word. Dit is die tyd wat ons almal van weet. Dan is daar tyd om te sterf. Iets wat ons nie wil van hoor nie. Maar dit is 'n werklikheid. Maar soos die vorige predikers gesê het, wat maak ons met ons tyd terwyl ons op aarde is? Gebruik ons tyd om net te doen wat ons wil en vergeet van dit wat die Here vir ons wil hê ons moet doen. Maar familie, wanneer ek amper terugstaan, prediker praat van as 'n tyd om te huil. Ons is in die tyd, so ons moet huil. Ons moet nie terughou nie. Maar die belofte is, as jy gaan huil, en die Here saam jou vat in die trane taal, dan gaan daar tyd kom om te lag. Wanneer jy treur, Liesel, die belofte en die versekering is, julle gaan van vreugde dans. Dit is wat prediker vir ons uiteensit. Maak gebruik van julle tyd. As julle treur, moenie treur soos mense wat nie hoop het nie. Want die Here sê, jy gaan weer van vreugde dans. Ons moet almal deur die tyd gaan. Niemand is gevrywaar nie. As 'n oom wat altyd sê, terwyl die mense in hierdie woning bly, gaan die rukke staan. Kom ons maak gebruik van ons tyd hier op aarde. Amen. Ja, wat? Dit is lekker om van afskeid te praat. Dit is lekker om iemand wat jy nog wou gekoester het, weg te sien gaan. Dit is lekker om met soveel hartseer Sean aan Melda. Julle die ander dag is eens lang gelede wat julle vir André moes wegneem nie. Maar nou staan ons en ons wil vir die Here vra. Wanneer jy die vraag vra, Here, hoekom besoek U ons dan aanhoudend? Here, hoekom dan aanhou die Van Heerden woning? Hoekom dan aanhou ons? Dan is dit die tyd wat die Here wil vir julle antwoord. Maar hy kan nie vir julle antwoord
as julle met bedroefde harte na hom toe kom nie. En elkeen wat vanmôre my stem hoor, die Here is lewendig. Hy is daar. Hy kan troos. Hy kan regmaak. Hy neem tyd om na jou te luister. Hy neem sy tyd om na jou te luister wanneer jy kom sit by hom. Maar as jy nie die Here toelaat nie, as ons nie die Here gaan toelaat in ons lewens insien, dan gaan ons mos verlore raak. Ons gaan verlore word, want ons het nie tyd vir die Here nie. Ons maak by mekaar, ons gooi weg. Wat gooi ons eintlik weg? Wat is daar in Prediker 3 wat u nog aan vashou? Want is tyd wat teen jou tel, is tyd wat jy moet losmaak van die sonde. Dis tyd wat jy moet sê nee vir die sonde. Dis tyd dat jy die onbenulligheid, die goede wat jy by mekaar gemaak het, as jy huis skoonmaak, huisvrou of vrouens, as julle huis skoonmaak, gooi ons mos alles weg wat ons nie meer pas nie. Ons neem ons tyd om ons huise skoon te maak. Die man gaan byvoorbeeld in die garage en gaan kyk wat is daar, wat hy moet weggooi. Maar nou vat hy dit en dan steek hy het nog dieper weg. So steek ons ook die sonde dieper weg. Dit tyd geword dat ons harte skoon maak. Dit wat nog daar is, wat nie daar behoort nie, maak het skoon, vat het weg. Want dan kan jy met die Here saam sit. Ek was so geskok dat ek gevra het. Ek roep in my stilte in die kamer, Rian, hoekom? Want dit was vir my 'n skok geweest. Die tyd was nie vir my reg om te kan hoor dat Rian nie meer daar is nie. Maar nou sê die Here vir ons, is eintlik Salomo se skrif, die Prediker, wat hy skryf. Hy skryf oor die tyd wat ons nie ken nie. Die tyd wat Jesus kom, en hy kom haal die wat syne is. Die tyd wat onbeperk word, wat ons nie reg bestee nie. Ek weet wat het met my gebeur. Ons slaap by nag, onbewus dat die skelm ook sy tyd uitgemaak het om my huis binne te kom. Maar omdat ek my tyd met die Here spandeer het, daai donderdag oggend, besluit die skelm om my huis in te kom. En so maak die Here my wakker. En ek kon in tyd hulle stop. Net met die vraag, want hulle het my nie gesien nie. Die hele huis is donker. So neem hulle tyd om ook ons te kom beroof, te kom besteel van dit wat ons by mekaar gemaak het. Ek en my man kon dood gewees het, as die Here nie sy oog oor ons huis gehou het, of oor ons gehou het. En daarom wil ek attent daarop maak, gee jou lewe vir die Here. Of jy nou jonk is, en of jy oud is, hy roep vandag na jou. Hier by Rian
se begrafnis. Hy roep, hy vra, wil jy nie jou hart vir my gee nie? Wil jy nie maar jou tyd saam met my kom spandeer nie? Ons tyd is min hier op aarde. Ons is in 'n beweging. Ons is na die laaste dae toe. Ons sien wat in hierdie tyd gebeur. Ons het geslaap toe ander mense moes tyd spend om hulle huise leeg te maak van die waters wat in hulle huise ingeloop het. Het is tyd geword dat ons moet regmaak wat verkeerd is. Ons moet regmaak, ons moet begin om ons lewens uit te sorteer, te kyk, waartoe is ek op pad? Wat sê die woord vir my? Want hierdie dinge is werklikheid. Ons moet nie wegkyk nie. Ons moet nie wegkyk van die tyd toe Jesus Christus aan die kruis gehang het nie. Hy het 'n spesiale tyd gekry om daar te gaan hang. Vir wie? Vir ek en jy se sondes. Maar ons bly nog altyd ons tyd spandeer om sonde te doen. Ons sondes maak dit vir God swaar. Hy wil nie meer na die aarde kyk nie. Hy begin sy rug te draai, sy gesig te draai, omdat ons tyd met onbenulligheid te spandeer. Maak jou saak reg met God die Heer. Dis wat die koortjie sê. Maak jou saak reg met God die Heer. Hy is die middelaar. Hy is die middelpunt van ons lewens. Kom ons maak ons gereed om God te ontmoet in hierdie tyd. Amen. Ons gaan die orkes vra om 'n lied vir ons te speel asseblief. As net voor die orkes begin, ons het die sleutel opgetel, kom maar net die binne af asseblief.
Almagtige Heer en Vader, ons wil vir U baie dankie sê, Here, vir die werk wat U by die huis gedoen was. Baie dankie, Here, vir die wyse waarop die huisfamilie kon afskeid neem van Riaan en sy woning. Dankie, Here, vir die predikers wat die woord tussen U en die woord gestaan het. Dankie, Here, vir die blaasorkes wat ook al 'n rol gespeel het. Dankie, Here, vir elke begrafnisganger wat opgekom het, vriend, broer, suster, familie, wat hier is vanoggend om hy ondersteuning aan die familie te bied, Here. Dierbare Here, ons vaar ons op pad na die kerk toe, Here. Wil U die pad skoon en suiwer vir ons maak, Here. En wil U ook U werk wat daar gedoen sal word seën tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Ik gaan die draers nemen, wat uit die huis het, gaan dra, is Abby van Jordan, Kaylin van Jordan, Tyrese van Jordan, Kelvin Clark, Chip Clark, Benito Smith. Sal die draers asseblief nader staan? Gaan die band saam met ons I wanted you, Ken we? you and me. I never thought there'd come a time that our story Ken we? would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are. Maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye.
This way. This way. This way. Straight, lobels. Straight. Oh.
Sorry?